Dankie Here vir die voorreg wat ons het om as kinders van U by mekaar te gaan wees. In U teenwoordigheid saam U te kan aanbid. Dankie Here dat U 'n afspraak met ons het, met elkeen van ons. Dat U ons elkeen individueel raak sien. Dat U ons omvou met U liefde. Ons kan weet dat U altyd by ons is. Here, waar ons vandag uit U woord gaan lees, help dat ons sal luister, dat ons sal toelaat dat U ons lewe kom verander. Dat ek moet hoor wat ek moet hoor. En dat dit nie net iets is wat ek net hoor nie, maar dat dit deel van my lewe sal wees. Dat U sal kom vandag en ons lewe kom verander en nader aan U kom trek. Dankie Here vir U liefde en U genade. Amen. Kom ons lees Johannes 10 van vers 22 af. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem. En dit was winter. Jesus het in die tempel van die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan U ons nog in die onsekerheid hou? As U die Christus is, sê vir ons reguit." Jesus antwoord hulle toe: "Ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van die Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee julle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand druk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. En ek en die Vader is een." Ons lees tot sover. Jesus kom en hy kom wys so baie, hy sê so baie, hierdie is wie ek is. Hierdie is wat ek gekom het om te doen. Ek is die Seun van God. Dis hy wat dit sê, en God, en dis nie net Jesus wat gekom het en kom sê het, maar ek is die Seun van God nie. Daar's 'n klomp mense, God wat kom sê het, hy is die Seun van God. Regdeur hierdie evangelie van Johannes getuig soveel mense, God, die skrif en Jesus, hy is die koning, hy is ons redder, hy is die Messias. En as hy met die donkie in Jerusalem ingery kom en die fariseërs vra vir hom, kan jy net hierdie mense so 'n bietjie stil maak nie, hulle raas, hulle is bang, hulle gaan in die moeilikheid kom. En sê Jesus, maar as hierdie mense dit nie gaan uitskree dat ek die koning is nie, dan sal die klippe dit skree. Want hy is wie hy is. Hy is God, hy is ten volle God, hy is ten volle mens. En hy het dit nie geheim gehou het nie. Hy het vir die mense gesê. As 'n mens kyk na die verskillende getuienisse in die Johannes evangelie self, kom Johannes self en hy kom sê in Hoofstuk 1 vers 7, Jesus is die lig vir die wêreld. Hy kom sê dit vir die mense. Hy doop vir Jesus. Hy sien hom, hy herken hom bo almal, en hy kom en hy sê, maar hierdie is die een wat ek julle op voorberei het, hy het geweet. En Hoofstuk 5 vers 39 die skrif. Julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juist die skrif wat oor my getuig. En Hoofstuk 8 vers 14 sê Jesus oor homself. Daarop sê Jesus vir hulle, al getuig ek oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. In Hoofstuk 8 vers 18 getuig God die Vader. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. In Hoofstuk 15 vers 26 getuig die Heilige Gees van Jesus. Wanneer die voorspraak kom dat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. In Hoofstuk 15 vers 27 getuig sy disippels,
En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Hulle het dit beleef, hulle het saam met hom die pad gestap. En Hoofstuk 4 vers 29 is getuig die Samaritaanse vrou aan haar gemeenskap dat Jesus regtig die verlosser is, die een wat almal se dors kom les, die soeke na iets groters. Jesus het gekom, hy is die Messias. Nou, Hoofstuk 9 getuig die blinde man dat Jesus hom gesond gemaak het en dat hy die Messias is. In Hoofstuk 10 wat ons nou net gelees het, gaan dit oor sy werke. Maar julle sien dan wat ek doen, julle sien die wonderwerke wat ek doen in die naam van die Vader, maar julle sien nie, julle glo nie. Hoekom glo julle nie? Deur die hele evangelie van Johannes en die hele Bybel is Jesus wie hy is. Hy is die seun van God. Hy is almagtig, hy is groot, hy is wonderbaarlik, hy is asemrowend, hy is wie hy is, en dis nie net hy wat dit kom sê het nie. God het dit self kom sê. As hy gedoop word, dan stuur hy 'n duif uit die hemel uit, en hy praat met 'n stem uit die hemel, hierdie is my geliefde seun. Jesus is wie hy is. En dan kom hierdie mense en hulle praat met Jesus en Jesus vra vir hulle en sê vir hulle, julle sien die wonderwerke voor julle oë. Hulle het dit fisies gesien. Ons hoor net daarvan. Ons beleef dit nie fisies nie. Hulle het dit gesien, hulle het dit beleef, dit is aan hulle gedoen. Hulle het dit ontvang. Maar julle wil dit net nie sien nie, sê hy. En ek dink dit laat mense baie keer dink aan ons eie manier van kyk na die lewe ook. Nie. Ons het baie keer hierdie prentjie in ons kop van hoe dinge moet wees en hoe dit veronderstel is om te wees. En as dit nie presies is soos wat dit moet wees, soos wat ek gedink het in my kop nie, dan kan dit nie waar wees nie. Dan is dit nie van God af nie. Ons soek wonderwerke, ons vra daarvoor. Ons het 'n smagting dat God net in my lewe wonderwerk moet doen en net vir my met 'n harde stem sê, maar hierdie is wat ek moet doen. Hoekom kan God dit nie met elkeen van ons doen? En ons raak moedeloos daaroor. Ons wonder, maar sien God my regtig raak? Ons soek dit, ons smeek God daarvoor. Maar baie keer soek ons so na hierdie spesifieke prentjie. As ons gevra het vir God ja of nee en hy sê nee en ons wou ja geweet het, dan kon God mos nie met ons gepraat het nie. So wat ons baie keer met onsself doen. Ons soek na daai spesifieke, dis hoe dit moet gebeur. En as dit is hoe dit moet gebeur het, dan is dit God wat geantwoord het. En ek dink dit is ons natuurlike menslike behoefte om in beheer te wees, nee? Ons wil nie ons beheer oorgee nie, ons wil nie buite beheer voel nie, ons wil weet, maar hierdie is presies wat ek soek. Ons soek beheer. En miskien is dit wat met die Jode ook gebeur het. Die Jode se Messias was nie die verlosser wat die dood gaan oorwin nie. Hulle het nie daai prentjie in hulle kop gehad nie. Hulle Messias was die een wat die Romeine, hulle gaan verlos van die Romeinse regering, wat hulle gaan uit hulle onderdrukking uitkom haal, soos wat God hulle kom red het uit die ballingskap uit, en hulle teruggestuur het na hulle land toe. So het hulle gedink, gaan die Messias kom, en hy gaan kom om hulle van die wêreld te red, en hulle gaan weer hierdie magtige volk word, en hulle gaan God se volk wees, en alles gaan net perfek wees. Hulle mag vir hulle kom teruggee. So Jesus was nie heeltemal wat hulle wou gehad het nie, of wat hulle gedink het hulle moes kry nie. Maar in dieselfde asem is hulle ook verward oor Jesus, want ten spyte van die feit dat hy nie met hierdie verskriklike ruiter op die wit perd kom en hulle kom red van die Romeine en hierdie leermag oprig, nee, kom Jesus tog, en hy is wie hulle oral in die Bybel van getuig, wat die profete voorspel het, hulle is verward oor hom. En daarom kom hulle en hulle kom sê vir Jesus, nadat hy dit hoeveel keer vir hulle gesê het, wie is jy regtig? En Jesus is dus rarig, ek het vir julle gesê, hoekom hoor julle dit nie?
Maak jou oë oop. Die wonderwerke en wie God kom sê is ek is voor julle oë. As mens dink aan die tyd waarin dit afspeel, is dit nogals ironies. Dit speel in die tyd af tydens die fees van toewyding aan die tempel, aan die hertoewyding. Met ander woorde, dit gaan oor die hertoewyding van die tempel in 164 voor Christus. Dis toe nadat die Jode vrygelaat is uit ballingskap en toegelaat is om terug te gaan na hulle land toe, en dan toe het hulle teruggegaan om die tempel wat afgebreek is, weer te gaan oprig. So, hulle vier dan fees in hierdie tyd. Dit is 'n toewydingsfees, en hulle vier fees dat God hulle toegelaat het om te kan herbou, nuut begin, oorbegin. En dit is presies wat Jesus kon doen het, nee? Hy het gekom om nuut te begin. Hy het gekom om ons te verlos van ons sondes, nie van die Romeinse Ryk nie, van onsself. Om onsself te hernie en ons te red van ons eie sondige natuur. Om ons te kom red daarvan om onsself te vernietig en die wêreld rondom ons. So hy het nie noodwendig gekom om 'n spesifiek volk te kom red nie. Hy het gekom om ons self te kom, dat ons kan vry word en as gemeenskap binne in die hele wêreld, as God se kinders te kan leef. So hy het gekom vir almal, selfs vir die Jode se vyande. Hy het selfs vir die Romeine gekom, die heidene. Hy het gekom om vir ons nuut te kom maak. Vir ons die geleentheid te kom gee om 'n kwaliteit lewe saam met hom te lewe. Want hy het ons gemaak. Hy het ons gemaak, hy weet wat ons nodig het. Hy ken ons. Hy weet wat vir ons goed is, wat ons sleg is. So wie is Jesus? Hy kom sê in hierdie stukkie, hy is ons herder. As die vorige stuk lees in hoofstuk 10, dan gaan dit oor die goeie herder, wat sy skape oppas. Hy het ons lief, hy beskerm ons. As mens dink aan 'n skaap, dan dink mens aan 'n dier wat regtig baie bang is, wat baie broos is, en wat totaal en al afhanklik is van hulle herder. Hulle kan nie oorleef sonder iemand wat hulle help nie. 'n Skaap is nie hardkoppig nie, 'n skaap luister, hy is afhanklik van sy eienaar, die een wat hom liefhet, die een wat hom beskerm, die een wat hom kos gee. En Jesus kom en hy wys en hy sê vir ons, my kinders, julle hoef nie bang te wees nie. Julle hoef nie te vrees nie. Jy behoort aan my. Jy is my kind en niks op hierdie aarde kan jou wegvat van my af nie. Jy is kosbaar. Jy is geliefd. As jy wegdwaal en jy volg jou eie pad en jy is besig om by 'n kraans af te hardloop, dan gaan hy jou kom red. Hy gaan jou kom haal. Hy sê as jy my kind is, as jy myne is, sal ek jou nooit los nie. Staan. Niks kan jou uit my hand uitruk nie. Jy is myne. Verder sê Jesus ook, hy is een met die Vader, hy is God, hy is magtig, hy is sterk, hy kan enige iets doen. Niks is te veel vir hom nie, niks is te moeilik vir hom nie, hy is groter en magtiger as die grootste vrees wat jy ooit kan hê. Hy is groter en meer asemrowend as enige iets wat ons ooit kan ontdek op hierdie aarde en buite die aarde. En wat ons dink ons weet nie, hy is groter en wonderliker. Hy is God. En hierdie wonderlike, groot, almagtige God is lief vir jou. Hy het jou gemaak om sy kind te wees, om by hom te wees en oral by hom te wees en saam met hom 'n lewe te leef. Ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die lewe wat druk, ten spyte van die feit dat ons nog in 'n sondige wêreld leef en dat mense nog verskriklike keuses maak. En baie keer ly onskuldige mense onder verkeerde keuses wat ander mense maak. Die lewe gebeur en ons het nie altyd beheer daaroor nie. Maar die Here sê waaroor jy wel beheer het, is die feit dat niks jou uit my hand sal ruk nie.
ek is joune. En dan kom hy en hy kom sê, sy skape ken sy stem. Hulle weet wie hy is. Hy sê, dis nie noodwendig die groot wonderwerke wat gaan maak dat jy hom leer ken nie. Ja, wonderwerke en wonderlike dinge gebeur en dit verander ons hele lewe. En dis amper asof mense nie kan help om anders te wees as mens hierdie groot goed gesien het en beleef het nie, maar tog beleef hierdie mense hierdie groot wonderwerke, maar hulle glo nie. Hulle kan nie erken dat Jesus die Messias is nie. En op die ou ende kruisig hulle hom, hulle maak hom dood, want hulle kan nie sien dat hy die Messias is nie. Eers na die tyd besef hulle wat hulle gedoen het. As mens regtig in 'n verhouding met God leef, dit kom baie neer op wat ons menslike verhoudings ook is. As jy nie tyd saam met iemand spandeer nie, as jy nie iemand leer ken en weet wie hulle is nie, gaan jy hulle nie herken nie. En mens verloor kontak. As mens kontak verloor met mense, dan loop jy hulle baie keer mis in die straat, want jy kan nie meer onthou hoe hulle lyk nie. Ons verloor koneksie met mekaar, as ons nie kontak het met mekaar nie. En dis presies wat God vir ons ook kom sê. Hy sê, ja, wonderwerke is goed. En dit wat ek doen in hierdie wêreld is amazing, en dis mind-blowing. En wat belangrik is ons moet nie noodwendig altyd net soek na wonderwerk en sê, maar dan sal my verhouding met God reg wees nie. Dan sal ek glo dat hy is wie hy is nie. Wat belangrik is die verhouding wat jy het met hom. As jy tyd saam met God spandeer, leer jy ken wie hy is. Leer jy weet wie is jou verlosser. Wie is die een wat by jou is. Hy sê, my skape ken my stem. So as 'n wolf homself gaan voordoen om ek te wees, dan gaan jy weet dis nie hy nie, want jy weet wie hy is. Gaan nie net allerlei goed glo nie, want jy ken sy stem, jy weet wat hy van jou verwag, jy weet wat van belangrik is en wat nie belangrik is nie. En dis hoekom dit so belangrik is om die Bybel te lees, want jy leer vir God ken. Dis hoekom belangrik is om te weet wat die 10 gebooie is, want jy leer ken wat hy beskou as reg en verkeerd. So as jy eendag 'n visioen het of 'n droom het en jy wonder, kom dit van God of kom dit nie, dan meet ons dit aan die Bybel en sy waardes. En as jy iemand het altyd ek het gehoor dat jy kry hierdie droom en dis net is 'n voorbeeld van ek moet 'n bank gaan beroof en jy sê dis die Here. Dan kan dit mos nie van die Here af wees nie. Want dit is nie volgens sy waardes nie. Hoe weet ons die Here praat met ons? Hoe weet ons beleef die Here en ons sien die Here elke dag in ons lewens? As jy tyd saam met God spandeer, as jy hom leer ken, as jy weet wie en wat hy is, dan gaan jy hom raak sien in die wêreld en binne in jou eie lewe. As jy nie tyd saam met hom spandeer nie, gaan hy groot wonderwerke voor jou oë doen en jy gaan dit mis. Want jy gaan nie bewus wees van wie hy is in jou lewe nie en wat sy karakter is en wat hy kom doen nie. Jesus kom en hy kom sê vir ons, ek is so geweldig lief vir jou. Maar dit is so belangrik dat as jy tot geloof gekom het en jy glo in hom, dat jy hom moet leer ken en dat jy 'n verhouding met hom wil bou. Hy wil elke dag saam met jou wees. Hy wil saam 'n verhouding met jou hê. Hy is lief vir jou. Hy wil moeite met jou doen. Maar as jy regtig vir God wil leer ken en hom raak sien in jou lewe, dan het jy nodig om te leer om sy stem te ken. Jy het nodig om tyd saam met hom te spandeer. Jy het nodig om sy woord te lees waar hy homself openbaar. Jy het nodig om iewers net stil te word van al die gejaag af en net te wees by die God wat jou lief het, die God wat jou aan mekaar gemaak het, geskep het, aan mekaar gesit het. Hy wil hê jy moet behoort aan hom. Hy het gekom en Jesus het gesterf vir almal van ons af. Hy het ons 'n nuwe lewe kom gee. Hy het vir ons kom sê, jy is vir my kosbaar.
En hy het dit oopgestel vir almal. Al wat ons moet doen is, ons moet dit aanvaar. Ons moet die geskenk wat God vir ons kom gee het, dat ons tyd saam met hom kan spandeer, dat ons kan 'n lewe saam met hom kan bou, en die lewe saam met hom kan uitfigure. Ons moet dit net vat en ons in maak. Dit is vir jou gedoen. So mag jy weet, selfs al gebeur dinge nie altyd soos wat jy dit wil hê nie, selfs al beleef jy nie verskriklike groot wonderwerke, of God praat nie noodwendig met jou met 'n stem uit die hemel nie. Hy doen dit, maar hy doen dit nie altyd nie. God is lief vir jou, hy is lief vir jou, en hy wil 'n pad saam met jou stap, en hy wil jou kom wys wat dit beteken om die lewe saam met hom te leef. Jy is syne. Hy het sy lewe vir jou gegee. Mag jy so opgewonde raak en 'n dringendheid in jou ervaar om tyd saam met die God wat jou gemaak het te spandeer. Om tyd saam met die God wat jou lief het, wat gesterf het vir jou sondes te spandeer, sodat jy kan weet hoe kosbaar jy is en hoe kosbaar en wonderlik dit is om ook saam met God die lewe te leef. Kom ons bid saam. Here, U is 'n God van verhoudings. U is 'n God van almag. U is ons alles, Here. Here, dankie dat ons kan weet dat maak nie saak wat gebeur nie. As ons 'n kind van God is ons U kind. En niks kan ons uit U hand uitdruk nie. Here, dankie dat U vir ons riglyne kom gee het. Dankie dat U vir ons kom wys wie U is, deur U seun, deur die Bybel, regdeur, en hoe U nog altyd met mense kom werk het. En Here, as ons terugkyk, dan kan ons sien, maar U het in my lewe gewerk. U het nog altyd, en U sal my nooit los nie. Here, help ons om vas te hou aan U met ons alles. Help ons te weet dat U 'n groot en almagtige God is en dat U enigiets kan doen. Help ons om U te vertrou. Dit is nie altyd maklik om beheer oor te gee aan U oor ons lewens nie, want ons voel baie keer so magteloos, en dan soek ons net 'n stukkie beheer terug, Here. Ons wil net weet, maar hierdie is hoe dit gaan wees. Maar dankie dat ons kan weet dat ons lewe regtig aan U kan toevertrou en kan weet, maar U wat ons liefhet, sal ons nie in die steek laat nie. U ken ons, U weet wat ons nodig het, en ons kan U vertrou met ons hele lewe en alle aspekte van ons lewe. Dankie, Here, dat ons vandag by U mag sit. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen.